wat kom sê vir ons, hallo, hier staan 'n bokkie sommer by my. Ek dink is 'n mak ene. Hallo, hallo, hallo. Raggies, dis 'n mak. Wat langs die sal reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die... Hallo, ek is Jacques Leeuw en ek is in Magaliesberg. Kom ontdek Route 24 Magaliesberg saam met my. Kom ons gaan. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs. Ja, kyk hier, môre gaan ons mooi footage vat. Ek het met hierdie kar hier opgekom. So jy kan dit ook doen met jou. Maar ek wil jou nou 'n fantastiese plekkie gaan wys. Kom stap saam. Jesus, ek kan nie wag om môreoggend hierdie plek te aanskou nie. Dit is mooi. Lieflike plek. Hier kom die bok agter my. Kyk hierdie. Kyk hier. Dis nou 'n lieflike self-catering unit hierdie. So pragtig. Kyk hier. Maar voor ons nou uitgaan buite toe, wil ek jou nou eers wys hoe lyk dit hier. Nou, hier is 'n 2 slaapkamer eenheid. So ek sal vir jou nou die ander kamer wys, hy's nou nie ingerig of oopgemaak omdat daar niemand gaan slaap nie, maar kyk hier. Dis ons kamer. Daar buite gaan ek nou 'n vuurtjie maak. Kyk daar. Jou stort is buite, nie binne nie. Kyk hier. Bad is gesink. Die ketel. Die stort. Hier in die oop lug. Heerlik, lieflik man, lieflik. Sjoe. Shamba yetu, my blyplek. Dit beteken Shamba yetu. Maar kyk nou nie. Kyk hierdie stoep. Goeie genade. Ek dink hierdie uitsig môreoggend gaan asemrowend wees. Daar is ons braai sommer by ons kamer uit. En dan hieronder is 'n swembad, 'n bouma, 'n uitsig. 'n Uitsig. Ek wou amper sê tot in Magalies. Kyk daar. Hieronder lê Konka. Lieflik, pragtig.
Lieflike môre hierso, teen die berg, by Shambayethu. Kyk net hoe lekker lyk dit daar. Ek het hom lekker gesit gisteraan daar op daai stoepie, met hierdie pragtige uitsig hieronder, die liggie so ver, vuurtjie gemaak, 'n whiskieetjie gedrink, en ag, wat 'n heerlike aand. Die regte plek en die regte manier om hierdie weeklange toer af te sluit. Ek vat jou net nou hier deur Shambayethu, dat jy kan sien wat is daar en wat doen hulle. Maar nou moet ek eers myself bietjie gaan was, jong. En daardie wat jy daar sien, daar, dit is die buitestort. So, môre gaan ek in die vars lug stort. Sien julle nou. Pragtige Shambayethu. Hoog op teen die berg. Ja, dis nou waar ons gisteraand lekker gekuier het saam met die bestuur van die plek en 'n ou vleisie gebraai het. Nou wat ek nie vir julle gisteraand gewys het nie, was die ander kamer, want ons wou toe nou nie alles oopmaak nie, en ek het besluit, ek gaan ook nie vanoggend alles oopmaak nie. Maar hy het sy eie stoepie uit buitekant toe, ons eie deur uit na die stoepie toe. Dis hoe hy lyk. Hulle maak alles toe vir stof, sodat jy nie in 'n stowwerige bed klim nie. So hierdie eenheid slaap dan nou 4 groot mense. Elkeen, of elke kamertjie, met sy eie badkamertjie. So die ander kant het die buitestort, en hierdie ene dan het net 'n bad met 'n hand stort. So omdraai as sy. Kan jy sien hoe lyk dit hier? En dan word jy in die oggend wakker met daar die uitsig daaronder. Ai, dis lieflik. Maar kom ons gaan kyk of ons die mense in die hande kan kry gou, dat ons 'n bietjie gaan kyk wat aangaan op hierdie plek. Die rustigheid van self hierbo, op hierdie berg. Kijk hoe lieflik is dit hier. 'n Mens besef nie, jy is so op die kop, dat hier alweer 'n valletjie onder is nie. Sjoe. Nou daar is die ander eenheid. Sal hom later vir jou wys. Ek kan ons hom ook sien. Dis so lekker rustig hierbo. Baie. Nou hier is nou die uitsig van die eienaar se huisie.
hier op Shambayetto. Heeltemal 'n ander kant van die kop waarop ons nou is. Kyk hoe mooi is dit daar. Daar aan die ander kant is waar ons hierdie week se ekspedisie begin het. En lekker om hom weer af te sluit hier in dieselfde omgewing. Pragtig. Maar ja, hulle het hierdie vir haar 40ste verjaarsdag toe bou. Hy en my tannie dit vir met die braaiplek. So alles het hier 'n geskiedenis of 'n iets, ja. geskiedenis en 'n sentimentele waarde. En daar onder lê Konka. Ja. Nou hierdie, daar's my huis nou. Okay. Op dieselfde prinsip gebou is as daai huis. Okay. Dis was my oom en tannie se huis. Ja. Hierdie lapa het hulle gebou soos ek gesê het, familie kon nie kom kuier eintlik nie want hier was die slaapplek nie. Maar toe het hulle nou daai kamer. Daai was mos nou die garage en die stoor. Ja. So hier was net hierdie kantste kamer was 'n dubbelbed. So jy kon 2 kom kuier het. Toe bou my tannie hulle die lapa sodat as die familie kom dan almal nou maar hier saam geëet en gekuier. Baie mooi lapa, alles is daar wat nodig is. So as ons familie of vriende kry om te kom kuier, dan kuier ons maar altyd hier by die lapa. Kan ek so? Ja, ek kan vir jou oop, maar ek gaan nou sukkel om hom oop te maak, maar jy kan daar inloer. Ek nie net deur die sout. Dit kan net bietjie donker wees. Of as hulle hom nou nie vas het nie, kan ek hom oprol. Hy was altyd oop. Maar toe ek begin renne wyte toe Ja. hom. Kyk nou hoe lyk hierdie plek. Lieflik. Hier inklim. Is nou bietjie. Ja, dis nou 'n lekker familie saamkom plek Ja, hierdie. maar dis nou by haar huis en by my huis en ons kuier. As die vriende en familie kom. So. Dis hulle die kantoortjie. En so met die tyd het daar net elke keer ietsie bygekom, iets bygebou. Ja. Ek gaan julle, sy's nou net besig hier, maar ek sal julle nou net hier deurvat na my uitsig. En hierdie was ook maar die familie braaiplek. Ek het later hierdie bygesit. Maar my oom het hierdie ons het altyd hier gesit en braai as die familie kom kuier. Nee. Was net 'n braaiplek in die klippe. Ja. Die het later bygekom. En in COVID, toe ons vasgekeer was, toe het ons klomp vriende, Sandra en 'n klomp van ons van Pretoria tot ons pas naweek 'n virtual braai gehou. Dus ek kom met daai bordjie gemaak het was vir daai virtual braai. Ja. Bambi. En kyk waar lê Bambi nou. Jy het Bambi seker van klein babatjie af. Ja, ons het haar met die hand groot gemaak. Kom sy so maak. Sy was 3 weke. Eers het Christo my gehelp toe sy gebore is, toe het hy haar die eerste 3 weke in sy huis. Soos 'n ma opgestaan elke 4 ure om haar te voed. Ai. Terwyl ons 'n kamp gebou het vir haar, so na 3 weke toe kom sy en ons het haar met die bottel groot gemaak.
So Christus die pa en ek is die ma. Nou hierdie is nou soos ek sê, my tannie het gesê sy is nou moeg vir 'n sinkbad. Het my oom nou vir haar die badplek. Ai, Die julle, karavaan dis was is 'n- onder daai grasdak daar. Dis soos in 'n aparte badkamertjie. Ons het net so 2 jaar terug die teels. Lekker. En dan hier so sy buite stort. Natuurlik. Hier stort jy buite, nie binne nie. Maar dit is so, dis al klaar die humiditeit hier is al klaar so, die Ja. wind waai wys koel, maar Ja. dis warm. En dan het hy 'n ekstra toilet hier om as Oei, iemand dis- hier besig Ja, is. dis nou lekker Wat? vir Iemand gou die hy's nou net gesluit. Maar hy's net 'n toilet. Okay. Kyk nou hierdie. Hierdie uitsig hiervan af. Hulle is al in die pad. Is al in die pad. Kom. Kyk hierdie kantoor van haar. Ek dink ek sal hier baie lekker kan sit en werk. Met daai uitsig voor my. Dink nou net daaraan, saai die top 20 uit op vol stereo. Met daardie uitsig, nee, ek wonder of ek gaan uitgesaai kry. Dit is so lieflik. En 'n ablusie. Maar ja, ons wil dit nou net verander. Bietjie dit versprei. Hierdie was nou nie eintlik beplan nie. Ons het maar net gedoen terwyl ons die tente opgerig het. Ek kry net 2 kampeerders vandag hierso. Ek is eintlik vol en al 2 tente. Maar hulle maak nou skoon. So dit gaan nou nie. Is nou 'n 2 slaapkamer. Ek kan vir jou 'n bietjie foto's wys van hoe dit binne lyk en dan het hy binne 'n stort en 'n toilet. Maar ja, is 2 slaapkamer, 1 met 'n queen en 2 single beddens. Was baie mooi binne. En dan so 'n klein kitchenette. Yskas, mikrogolf, die hele toetie. Alles. Daar's nou sy dammetjie. Splash pool. Lekker sinkdam splash. Ja. Dis net die groot tent. Dis nou net die 2 slaapkamer tent. Maar hy is so oop plan. Al wat skei is sy stort en toilet. En dan het hy ook 'n sy buitebraai en sy fire pit in die dam. Splashpool.
Ek gaan as ons nou terugkom van die fort af, dan sal ek julle die voorkant van die restaurant, hier is 'n restaurant ook. Maar die restaurant is nie van nie onder dieselfde, die akkommodasie is een maatskappy en die restaurant is anders. So ek wil nie hê julle moet dit nou wyd en suid, want ek is nie promote nie, maar ek wil nie nou, tot hulle aan die gang is, wat hy nou oop is. Dan kan ek dit bekendstel, maar nou is hy nie eintlik operasioneel nie. So ek wil hom nie adverteer nie, maar ons het nou al verskeie troues hier gehou. En 'n funksie met solidariteit. So ek gaan julle nou net tot die agter, net tot bo op hierdie koppietjie vat. En wees braaf. Was een roete wat Fiona en haar pa oopgekap het en ons het nou maar met die tyd saam met ons nou al hierdie ander roetes gedoen om die game drive en net bietjie meer. Ons het altyd net agter die gery, maar nou het ons bietjie ander paadjies dit goed gemaak en jy kon net opstap tot by die, ons noem dit nou maar die fort, maar dit is eintlik 'n blokhuis gewees. Ek sal nou vir julle 'n foto wys. So jy kon net tot daar loop. Maar ons het 'n pad gemaak soontoe en dan 'n staproete wat daar begin by die dek. Waar jy uitkyk, dit is 'n sirkelroete oor. Tot by die fort, dan kom jy weer af. Ja, klippenbok. Dis kameelperd in. Ja, in daai kant in ons bil en hulle. Nee, itu nie. Ja, wat is jou maatjies?
Nou daar. Ah, voor Nee, is ek ook. Seker is hy sal die een wat by die dam was gister. Weet jy, kom is hierdie rooibok alleen nie. Dis 'n ander roete wat hier afgaan en so 'n halfpad op hierdie roete is 'n dek wat uitkyk. So vir sonsak kan 'n mens soontoe gaan, ja. Met sunset. Ek net ongelukkig nou nie tyd om al hierdie paadjies te ry nie. Jy weet, ook nou maar klip wat so opgewys en het, ons vermoed, dit was toe die Engelse nou hier opgeslaan het hulle maar so uitgekyk. Nou ja, dit is die remains van die blokhuis. My jene. En hy sit so lekker op die regte plek, né? Maar net het oor die jare nou so dig toegegroei, so ons kap maar nou gereeld oop. Ek het nou maar hier so 'n plekkie gemaak waar ons bring ons 'n braaier. Ons groepe hiernatoe bring. Ek kan net om ja, die Engelse het dit gebou. Hulle het met die ossewaans en goeters het hulle toe later met treinspoor. Die sinkdakke en goed is in Middelburg iewers gebou in daai tyd. Dan het hulle dit. Maar hierdie lyn strek van Mafeking af. Hierdie ek sal vir jou eintlik die voice note, maar is te groot om te stuur. Ek weet nie hoe sal ek maak dit van die Piet wat vir ons die storie vertel het nie. Van ons draadgrens is omtrent by daai koppietjie daar. Okay. Dis nog agter Sjoe. bo op daai koppietjie daar Ja. is ons grens. Kyk, hierdie blokhuis het 'n goeie uitsig gehad. Ja, hulle kon ver gekyk het. Hulle het eintlik hier was 'n telefoonlyn wat hier deur gegaan het, so hulle dit eintlik opgepas. Oh. Maar die boere het hulle Die drade geknip. Laat hulle nie kan. die geskiedenis herhaal homself. Gaan ek. Ja, nou is die ander ook. Ek sien een nog 'n koppie daar. Dan kom jy nou so omgestap tot hier en dan stap jy nou so weer terug huis toe. Dis die enigste gemerkte roete. Maar mense wat nou uurstappers is, kan op die roetetjies O, hier verder die voer wat ons op ry, kan Ja. hulle stap. Nou gaan ons braai, veral as jy hierbo gekom het met die voet. Ek Ek moet moet daai net ding nie ook jou weer koelerbek bietjie oor- saamgedra nie, maar as jy mors dood of hy's klaar leeg. Ek moet hom oordoen. Hy sal so aan die sirkelroete. Groot was. So jy gaan nou die kant weer terug huis toe. Okay.
En daar as jy mis nou verder terug na die agterkant toe gaan, dan ons gaan dalk nou ook dalk 'n glimpse van. Dan kan jy olifants dan sien. Ons gaan nou net 'n bietjie sak. My oom gebel om te vra of hy is besig om boeke te skryf. En hy is besig om 'n artikel te skryf oor die Noupoort, hierdie deel storie van die Boereoorlog. En hier is ruïnes van die blokhuis, of hy kan kom. En ek dink hy het vir my oom die plek. Ek dink dis daar waar my oom hulle eers gesien het. Vermoed ek, maar my niggie was nie altyd moes na hier nie, want sy het in die stad gewerk. Maar in elk geval, toe kry ons hom weer om te kom gesels. So toe kry ons bietjie meer die kloutjie agter die oor. Want ek en sy het altyd gesê, miskien het die boere of die Engelse daai gebou net hulle diere, want hy gaan mos net so 'n sirkel in die middel. Sy sê ja, sy seker daar was 'n wel in. Miskien het hulle diere naggevat vir water. Maar ons het ons eie storieetjies opgemaak. Maar ek sou vir jou daai artikel wat toe ek nou 'n bietjie gaan Google het, toe kry ek 'n artikel in Rustenburg se local koerant van die fort. So hier by Olifantsnekdam is presies so ene. Onder buurman Pieter Roberts het 4 ook nog, maar ek dink een het hy afgebreek en hy het die klippe gebruik om 'n stal te bou of iets. Maar hy is ook eintlik, hy's nie in die bedryf nie, maar hy's ook 'n interessante persoon om mee kontak te maak as mens bietjie meer van die geskiedenis wil weet. Nou, ons is nou op die plateau van hierdie eerste koppietjie wat julle van die huise kan maak is sien. anders nou weer. Nou ek het 'n gas wat gereeld hiernatoe kom. Hy's 'n overlander. So hy kom parkeer sy hele katoet hier, so hy's self-sufficient met water en krag en elke ding. So hy hou dan van om hier iewers op die koppietjie hier te kom kamp vir dae lank. Parkeer hy en sy vrou nou stap hy hierdie hele plaas plat. Lekker. Maar hy het nou die dag my gekontak toe sê en hulle verhuis nou Kaap toe. Ek glo nie hy sal nou weer hier verbykom nie. Maar wat ek dan doen is dan, hy sê hulle is gemaklik, hulle hoef nie, hulle vat maar 'n graaf. O, ja. Maar as hy kom dan skuif ek hy long drop. Dan gaan ons vir my gaan daar, so is so 'n long drop. Want hulle het 'n toilet en alles, maar is nou net vir nommer 1. Ja. Ja, ons boer met klippe, soos jy kan sien. Dis hoekom alles hier uit klippe gebou is. Ja. Dis mooi. Nou, Michael wat nou, hy is die langste wat die werksaam is. Hy was 'n seun van 14 of 15 toe my tannie hulle hier begin het. En hy het vakansietye, naweke, want sy ouers het hier by Pieter Roberts het hulle gebly. Okay. Dan sy hom gekry en hy het al daai klippe aangedra. Sy het vir hom gemaak werk. So hy wil 'n klipkots. En my niggie het nou ook van hulle. As hy nie bome en goeters afsny nie, dan dra sy klippe rond en maak iets van dit. Hy is nou al goed gatvol vir 'n klip ronddra. Ek spot hom. Sê ek, wat dink jy gaan jy hierdie naweek doen as hy kom? Ja, hy sê, ek gaan seker klippe stoot.
Want volgens daai historikus was die voortrekkers ook hierdeur. Okay. En hy het daai tyd vir my oom gesê, daai grondpad van ons was soos wat hulle Tidimale toe, dit was deel en dan hieroor en ek weet nie, maar so ons noem hierdie die voortrekkerhout. Of hulle nou wel hieroor is, weet ons nie, Ja. maar volgens inligting, jy sal sien hier loop die paadjie, stappaadjie. Ja, So ja. hy kom nou van die dek af so om en dan so deur. Maar as mooi as jy hier deur loop, ek loop verby ek noem dit nou 'n den, want ek weet nie wat noem jy dit nie, van porcupines. Waar hulle nes. So mens moet, ek is nou nie 'n stapper. Wel, ek was vroeër jare, maar ek is nie meer een nie. Maar as mens die staproete doen, dan sien mens, ervaar 'n mens dinge bietjie anders hierso. Ja. Ek gaan nou hier afry, want ons het nou hierdie pad gemaak. Ons het eers die ou kraal toe nou reggemaak en ontbos hierso. En net altyd daar afgestap na die ou kraal toe, maar nou ons 'n pad gemaak sodat ons nou hier pikniks of braais of iets hou. Ons het ook 'n waantjie wat ons hier aan hak Okay. wat geriewe op het, 'n wasbak en Ja. tafels en gasgoed en 'n vriendin van my se pa het vir ons die ding geconvert. So ja, kom net hier agter dan het hy alles. Kan jy nou hier stop. Ons het al gaste hier in die aand, ons sit ons lanterns aan en hou 'n etjie vir hulle. So hier's dis eindeloos wat jy kan doen om mense te entertain. Nou hierdie klippe het plat gelê. Sien die staproete gaan hier verby. Hierdie was plat. So nou, werkers het dit ons weer opgetel. Opgetel. En toe maak ons nou net bietjie daar kan daar vuur maak en nou ja, jy kom nou hier en dan trek jy nou daar met jou waantjie en slaan oop. Ek sien nie wat die diere wat hierdie goed, hulle sal moet kom kyk. Dis Net weer kraal. bietjie vasmaak. Ja, toe noem ons dit nou sommer maar die ou kraal. My oom kon vlot Swahili praat, omdat hy in Afrika groot geword het. Daarom die name hierso is als in Swahili. Ja. Nou daai huis waarin ek bly, wat hulle huis was, sy naam is Sirikali. En dit beteken wit regering of die regering. Okay. So hy het gesê hy is die regering. Fiona se huis is Ngiri, wat Hotok is. Shambahetu beteken ons plek Okay. in Swahili. Dan kry sy die pad waar ons nou was. Dit is eintlik 'n moeilike staproete nie, maar nou hierdie deel is bietjie opdraande. Soos die ander ingang van hom. Onder lê die ou kraal.
Ek gaan nou stop en gaan die hele plek sien, ja. En soos ek sê, het ons so toegegroei. Hier is een deel, maar gaan nou wel aan die ene stop. 'n bietjie vir jou reverse. Kyk nou, daar lê Shambawethu. Ons is heel op die ander koppie. Ek gaan nou hier so stop en dan hier so terugkyk. By die bloemkop. In somer. 4:30 met 'n flesie koffie. Dan kom parkeer ek of hier en kyk so uit of ek gaan sit daar by die fort. En drink 'n koffietjie en gaan ek op my tyd huis toe. 7:30 is reg vir die dag. Ja, hulle gaan nou met mekaar sukkel hier oor die draad. Dis vir mekaar. En hierdie is 'n jong billetjie. Ja. En aan die onderkant, ons kan 'n mobile spa kry, so daar's ingerig. Hulle bring net hulle beddens, ons het die wasbakke en die toetie en alles daar. So ons maak net so, ons haak gordyne aan die kante, maar dan jy die uitsit. So op die bed lê. Ek het dit net so 2 jaar terug onder ingerig. Jy kan gebruik vir 'n spa. Is nou die voorkant van die restaurant. Baie mooi kombuis. Al die toerusting wat jy kan aandink. In die somer, ek weet wanneer hy gebruik word, dan word die seile opge... Maar sodra hy in werking is, dan sal ek julle ook weet. Ja, dan. Dan kan die mense 'n aparte coverage op hom doen.
sien Sirikali Lodge. Die regering. Dankie. Op toer deur die Arisa se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die Arisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme tartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Pad langs hierdie Arisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly. Pad langs hierdie Arisa